Ag, baie dankie Werner, dit is lekker om saam met julle te kuier en bietjie saam te dink. Ek weet ek is 'n vreemde gesig en 'n vreemde stem en 'n vreemde mens, maar hopelik beleef julle ook iets van die Here se teenwoordigheid en die Gees wat ook deur ons almal as gelowiges werk. En ek glo dit regtig nogal met my hele hart. Ek het laasweek ook by 'n ander gemeente gepreek en toe net gesê dis so wonderlik hoe ons mekaar as broers en susters mag aanspreek, selfs al het ons mekaar nog nooit ontmoet nie, want ons is broers en susters deur Jesus Christus. Met hierdie in gedagte, kom ons raak stil en ons bid net saam en ons vra ook dat die Here deur sy Gees ons ook so saamtrek en die woord vir ons oopmaak. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons so op hierdie besonderse, unieke, interessante manier saam kan wees as gelowiges. Dankie dat ons so oor die televisiegolwe en die internetgolwe en die internetlyne so steeds u naam kan aanroep en weet u is hier tussen ons teenwoordig. Ons vra dat u ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal oopmaak, dat ons u woord sal hoor, soos wat u dit vir ons ook wil bring. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Goed, geliefdes, so dit is nou my lekker taak om op hierdie spesiale Sondag, Palmsondag, ook bietjie met julle saam te kuier. Ek weet daar's ons groot dinge by julle gemeente aan die gang en daarom is ek baie dankbaar, want dit beteken ek hoef niks van Palmsondag vir julle te verduidelik nie. Julle weet van die hele tradisie en die tekste wat ons altyd lees en hoe mens kruisies vou in hierdie tyd. So daarom gaan ek net dadelik inspring en die gedeelte wat ek vir ons gekies het, wat eintlik deur die hele kerk meestal gelees behoort te word, ook saam gaan lees, en dit is Matteus 21, ek gaan sommer in die 83 vertaling vir julle lees. Dis Matteus 21 vers 1 tot 11, en die opskrif daarso is die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand van julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep. Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly ewig. Julle ken my nou glad nie, en daarom sal julle nou nie weet wat is normaal vir my en wat is nou nie normaal nie, maar ek hoop eintlik, terwyl julle so na my luister, dat daar daarom 1 of 2 mensies is wat hulle handjies nou so saggies in hulle eie huise of waar hulle ook al na hierdie boodskap kyk, sal opsteek, want ek het ietsie by my eie lewe agtergekom. En dit is dat ek bietjie persoonlikheidsveranderings deurgaan afhangende van by wie ek is in daai oomblik. Ek het hierdie vriend wat ek al mee vriende is vandat ek 5 jaar oud is. En ons is nou nog vriende en ek het laasweek saam met hom gekuier en ek kom net agter, as ek en hierdie vriend van my saam is, dan word ek die weergawe van myself van wie ek was toe ek 5 jaar oud is. So ons het katte kwaad en ons is stout en is chichichi, ons het die juffrouens mal gehad en moedeloos gehad en as daai vriend saam met my kuier, kan ek myself nie help en as ek weer sien, is ek dieselfde seentjie wat ek was toe ek 5 jaar oud was en vir my ma gesê het ek wil by Dewald gaan speel. Die hartseer ding daarvan is, my vrou is nie heeltemal so mal oor die mens wie ek is wanneer ek saam met Dewald is nie.
Maar net so het ek agtergekom, ek is saam met, ek het baie koorvriende, en partykeer kom ek agter as ek saam met daai groep vriende is, dan is ek ook nou weer op 'n bietjie 'n ander manier dan. Hulle is baie gesofistikeerd en ek wil sê, en baie mense sal nou sê snobisties, en ek kom agter, as ek met hulle saam kuier, en ons ook nou maar 'n verskeidenheid van mense daar, so dan kom ek agter, maar my persoonlikheid hierso, en ek doen dinge en ek praat op 'n sekere manier wat ek nie noodwendig op 'n ander plek doen nie, en dan sit ek weer en dink, as my gemeente my moet sien, nou hierdie weergawe wat ek is, saam met hierdie koorvriende van my is, dan weet ek ook nie of hulle so mal gaan wees oor my nie. En ek weet nie of julle ook so is nie, dis hierdie gevoel van, dat jy bietjie 'n persoonlikheidsverandering na vore kry. Een van die grootste dinge waarvoor ek bang was, toe ek 'n dominee geword het, is dat ek ook eendag hierdie dominee stem gaan kry. Nou weet ek glad nie hoe preek dominee Braam en dominee Werner nie, maar ek seker hulle is nie so nie, maar julle almal weet hoe klink die diepe dominee stem. En laat ons dan saam vergader. Want julle ken dit, nê? En ek was so bang ek kry daai stem. Nou het my vriend daar vir my gesê ek het maar bietjie 'n dominee se stem, maar dit klink darem nie heeltemal so erg nie, maar dit was vir my 'n spanning geweest. Want ek wil nie 'n ander mens wees as ek preek, of as ek by my vriend Dewald is, of by my koormense is nie. Ek wil dieselfde mens wees, en ek raak eintlik op 'n stadium vir myself kwaad, toe ek agterkom, maar ek verander soos wat ek by verskillende mense en omstandighede is. Totdat ek hierdie gedeelte regtig raak gelees het, wat ons saam gelees het in Matteus. So, want toe ek hierdie gedeelte kry, toe kom ek agter, dalk is daar ruimte vir verskillende persoonlikhede, of kom ons sê eerder sekere uitings van persoonlikhede wat by mekaar kan pas. Maar kom ek verduidelik, voordat ek te vinnig in die preking kom, hoekom hierdie gedeelte vir my so interessant is en so uitstaan. Die eerste ding is, jy moet verstaan, die evangelieskrywers het almal 'n verskillende hoek op hoe hulle evangelies oor Jesus inrig. En dit beteken baie van die evangelieskrywers sal hierdie verhaal insit, terwyl 'n ander een hom sal uithaal en 'n ander verhaal sal insit. So, dis nie noodwendig 'n identiese selfde storie nie, en elke evangelieskrywer het sy evangelie so geskryf om dit wat hy beleef het van Jesus Christus op 'n goeie, kreatiewe, sinvolle manier vir sy lesers daar weer te gee. En daarom sien ons verskillende fasette van Jesus se lewe en verskillende maniere oor hoe dit uitgeleef is. En dit is natuurlik so. Maar dan is die interessante ding, hoewel daar baie stories is wat nie by almal is nie, en wat net by een evangelieskrywer is en nie by 'n ander nie, is daar 'n paar verhale, is regtig net 'n handjievol verhale, wat regdeur in al 4 evangelies na vore kom. Die rede kom dit vir my interessant is elke keer as ek dit sien, dan weet ek, hierdie gebeurtenis is iets wat almal gesê het, maar hierso het iets gebeur, wat belangrik is, waarby ons moet stil staan, en wat die mens moet weet. En dit wat ons saam gelees het, Matteus 21, kom inderdaad in al 4 die evangelies voor. Maar wat nou interessant is, as jy hierdie evangelies, veral die synoptiese evangelies, met ander woorde, Matteus, Markus, Lukas, langs mekaar gaan sit, en al 3, en Johannes het dit ook, maar ons praat net oor die synoptiese evangelies, dan sê jy sien, dit is baie naby aan mekaar, daar's bitter min verskille, en die weergawes is baie naby, maar iets wat ek nie vroeër opgetel het nie, is dat die vertellings in Matteus en Markus en Lukas groot verskil as jy Matteus gaan lees. Want in Markus en Lukas, en ek sal nou die tekste, ek is seker, dit sal nou vir julle op die skerm verskyn, as jy daai tekste self wil gaan lees, in Markus en Lukas, maar in Markus en Lukas is daar net 1 donkie, maar in Matteus is daar 2. Ek wil jy moet weer fyn gaan lees. Luister, hoe sê die skrywer, dat ja, die disippels moet gaan, en dan gaan hulle die donkie sien, en 'n vul by haar, en dan moet julle hulle, die teks sê doelbewus, hulle saambring. So ons kom agter, daar's 2 donkies. En hoekom is dit so dat Matteus 2 donkies het, maar Markus en Lukas het elkeen gesê, maar daar was net 1 donkie. En as jy nou enigstens soos ek is, dan jou geskiedenis skop in, en daar net 1 kan reg wees, en dit is waar ons vashak. En as jy dit doen, wil ek eintlik regtig vir jou sê, jy gaan die punt mis. Want soos ek reeds in die begin gesê het,
Die rede waarom die evangelieskrywers hulle evangelie so inrig is, hulle het iets in Jesus gesien wat hulle wou kommunikeer. En baie dikwels is daar 'n ekstra betekenis wat hulle so graag vir hulle lesers wil gee. En dis wat ook by Matteus gebeur. Maar nou net gou-gou voetnota, niks met niks te maak nie, maar ek lees hierdie gedeelte en dan dink ek met myself, hierdie sou nooit vandag kon gebeur by ons nie. Kan jy nou dink, die disippels kan jy dalk vergelyk met iemand soos vandag 'n karwag, né? Dit is maar die vissermanne en die skaapwagters is nie 'n baie hoë belangrike statusmense gewees wat Jesus gevolg het nie. En nou stuur Jesus hierdie mense wat vandag soos 'n karwag sou gewees het, en sê gaan in die dorp vooruit en gaan haal daarsoos 'n pragtige ou Hilux bakkie en 'n sidecar net of 'n motorfiets net langs dit. En dan bring jy dit vir my, en dis nou ook in die stad wil ingaan en as iemand vir jou vra, sê net vir jou die Here soek dit. Ek sit en dink, hoe moes dit vir daai disippels gevoel het om so 'n donkie eintlik te moet gaan steel en net te aanvaar dat daar niks gaan gebeur nie. Dit is nou net vir my snaaks, maar dit wys jou ook net hoe gelowig en hoe gehoorsaam was die disippels gewees het hulle doen. Maar goed. Nou, waarom die 2 donkies? En om dit te verstaan, moet jy eers verstaan hoe werk Matteus se kop wanneer hy sy evangelie skryf. Al die evangelies sien iets in Jesus en hulle kom, dit is nie teenoorgesteld nie en daar's nie enige probleme daarmee nie, maar elke evangelie sien iets in Jesus raak wat hulle voel, maar hierdie is belangrik vir my lesers. En vir Matteus was die ding gewees, hulle moes sien dat Jesus uit die lyn van Dawid kom. Matteus doen ongelooflik baie moeite dat die Ou Testament, wat ons sien as die Ou Testament of die Joodse geskrifte eerder, regtig kontinuïteit beleef vir wanneer hulle Jesus raak sien en beleef, en dat hulle sal verstaan, dis dieselfde God en dieselfde beloftes, selfde verbond wat geld wanneer Jesus na vore kom. Hy doen dit reg aan die begin van sy evangelie deur 'n geslagsregister te skryf. 'n hele geslagsregister om te wys, Jesus is in die lyn van Dawid. Om juist te wys, maar hierdie man wat hier gebore is nie sommer maar net 'n gewone mens nie. Daarso is 'n hele lyn uit die Ou Testament uit. En wanneer hy die kinderverhale vertel, is dit net Matteus wat vertel van hoe daar gevlug moet word Egipte toe as gevolg van die kindermoord. In die oomblik as jy kindermoord hoor en jy hoor Egipte, dan hoor jy natuurlik die storie van Moses. Weereens wil Matteus vir die mense wys, kyk, dieselfde God wat by Moses betrokke was, is hierso in Jesus Christus betrokke, en Jesus is soos die volgende Moses, net groter. En hierdie voorbeelde kom voor en oor in die Matteus evangelie. En daarom is dit vir Matteus ongelooflik belangrik om te wys, Jesus is die vervulling van die beloftes wat ons kry in die Ou Testament. En daarom, nadat hy hierdie 2 donkies in sy storie het hy direk daarna 'n aanhaling. En ek gaan gou net weer hierdie aanhaling vir julle lees, want dan sê hy, want dit is mos nou soos die profete gesê het, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie die vel van 'n pakdier. Dis wat ons kry in die Matteus teks. En dan lees ons dit en sê ons, okay, dis seker 'n aanhaling uit die Ou Testament uit. En inderdaad is dit aanhalings uit die Ou Testament uit, maar nie net een nie, 2. So hoekom moet daar 2 donkies wees? Van Matteus het 2 tekste uit die Ou Testament genaal. En dis, as jy hierdie tekste verstaan en sien wat hy daardeur probeer wys, dan gaan jy agterkom, hoekom is dit so waardevol om Jesus op 2 donkies te sien inry in Jerusalem. Die eerste teks wat hy vat is uit Jesaja 62 vers 11. En hy vat die eerste deel daarvan. Hy sê vir die dogter van Sion, kyk, jou verlossing kom. Nou as jy mooi geluister het, Matteus haal hierdie presies woord vir woord so aan. Die enigste verskil is, hy verander die woord verlossing met die woord koning. So hy sê jou koning kom, en in Jesaja staan daar jou verlossing kom. Maar die mense van daai tyd sou onmiddellik hierdie teks van Jesaja uit onthou en weet, ja, hierso is Jesus besig om ons te red. Hy gaan ons verlos. Hulle sou presies geweet het, dis die doel. En dis natuurlik wat by die kruis gebeur. Jesus kom om ons te verlos.
En ongelukkig dink ek, in ons kerk is dit waar ons stop. Natuurlik is dit waar. Maar Matteus het ook gesien, dis nie al waarom Jesus kom nie. En dis nie die enigste manier waarop Jesus kom nie. Want ons hou van die verlossing idee. Ons word vrygespreek deur geloof uit genade uit. Dit is ons kernteologie in die gereformeerde tradisie. En ons sê vir mekaar, jy moet as Jesus Christus as jou persoonlike verlosser aanneem. En die verlossing gedagte is ongelooflik belangrik, want dit gaan oor, ons moet gered word van die sonde, en ons moet gered word dat ons kan hemel toe gaan. En ek wil nie sê daai goeie is nie belangrik, natuurlik is dit belangrik. Maar Matteus sien 2 donkies. Want Matteus sien daar is nog aan Jesus. En daarom haal hy die volgende gedeelte aan in Sagaria 9 vers 9. Dan sê hy, kyk, jou koning kom na jou toe. Dan is daar 'n sinnetjie wat nie in ons teks is nie. Hy is regverdig en die oorwinnaar. So daar is ons weer regverdig en oorwinning wat aansluit by Jesaja. En dan voeg hy by, hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie Mary. Wat is dit wat Matteus doen? Hy sit verlossing, koning, oorwinning, al die goeders waarvan ons so baie hou, so graag wil aanbid eintlik. Hoe baie hou ons van oorwinnings en van hierdie held wat kom en wen en ons red. Ek kyk weer vanoggend, het gisterand, ek kan nie dan die hoogtepunte van die rugby wêreldbeker. En dan kyk na daai spelers van ons en ek myself, yes, hierdie ouens is heroes. Kyk hoe hulle ek wil sê, regtig tot die einde alles gegee. Ag, jy word so geïnspireer. En ons het gewen, en dis oorwinnaars, hoe wonderlik is dit. Ons gryp aan daai stories. Dis heerlike stories om oor te vertel. Maar dis die probleem. Ons hou net van die wen. Ons hou net van die maanlig en rose. Ons hou daarvan as daar vuurwerke is, en as daar groot wonderlike oorwinnings verkondig word. Maar Matteus sien, daar's nog. En dit wat nog is, kry ons in Sagaria, en dit is hierdie een wat oorwin, hierdie koning. En onthou, hulle het 'n baie spesifieke idee gehad van wat 'n koning is in daai tyd. Wat oorwin en wat koning is. Hy is nederig, sagmoedig, met ander woorde, hy dien, en daarom kom hy nie om af te show nie. Hy kom op 'n donkie. En daarom is daar 2 tekste. Want Matteus wil hê ons met albei aspekte van Jesus raak sien. En interessant is, dis 2 goeders wat 2000 jaar terug en vandag nie by mekaar kom maklik nie. Dis 2 persoonlikheidstipes wat jy nie eintlik by mekaar sou sit nie. Want in hulle kultuur het die keiser gewen, en as hy gewen het, dan het hy dit afgeforceer op die ander mense. En die keiser sou nooit nederig of sagmoedig gewees het nie. No ways, not a chance. Kyk vandag, kyk na ons politiek, kyk na die wêreldse politiek, kyk na alles wat die afgelope spesifiek maand aan die gang is, maar ek meen eintlik al vir altyd, is ons hou van wenners, ons hou van sterk ouens, ons hou van ouens wat vir ons kan rolmodelle wees, en wat lyk of hulle die dinge gaan doen, né? Dis wat van ons hou. Maar ons stel minder belang in die ou wat dien, die ou wat agter staan, die ou wat net seker maak die werk word gedoen. En Matteus sê, as jy na Jesus kyk en jy sien nie albei nie, dan mis jy die punt. En is dit nie waar nie? Want kyk na wat die skare doen. Hierdie skare wat skree, prys hom, koning, seun van Dawid. Ag, Hosanna in die hoogste. Dit is net wonderlik. Hulle hanteer hom soos 'n keiser wat 'n oorlog gewen het. Hulle fokus net op die verlossing. Maar omdat hulle net 'n gedeelte van dit het, is dit dieselfde skare wat 'n paar dae later skree, kruisig hom, kruisig hom. Hoe is dit moontlik dat dieselfde mense aan die een kant sê prys hom en dan net 'n paar dae later sê kruisig hom? Maar die mense wat gesê het prys hom, Hosanna, het nie Jesus verstaan vir wie hy in sy volheid was nie. Hulle het nie verstaan dat die manier waarop hy oorwin en waarop hy koning is radikaal anders as wat hulle gewoond is nie.
Hoekom troos hierdie my? Wat is die boodskap wat dit vir my gee? Dit sê vir my, ons kan almal met verskillende ingesteldhede na die wêreld kyk en partykeer twee dinge bymekaar sit wat eintlik nie bymekaar tradisioneel hoort nie. En dis okay. Wat ek hierin hoor is, wanneer ek agterkom ek is in hierdie situasie, is ek so, en in hierdie situasie is ek so, en dan moet ek nie begin sleg voel om te sê ek's 'n verkleer mannetjie wat nou maar net aanpas om mense te please soos wat mense kom nie. Dis partykeer ek met myself praat daaroor. Nee. Dit wys my ook Jesus kon koning wees en dien, en net so is daar aspekte van my lewe waar ek nou op hierdie manier kan optree en nou op 'n ander manier kan optree. Want ek kan ook op 2 donkies ry. En partykeer is dit krities belangrik dat ons die meer gekompliseerde prentjie sal vashou. Want sodra ons dit eenvoudig maak, dan kies ons net een van die dinge en dan hardloop ons daarmee. En dis waar ons die hele storieetjie mis het. Maar wanneer jy hierdie kompleksiteit saamvat en hom vashou, dis daar waar die werklike waarde is. Wat beteken dit? Ek dink dit beteken, partykeer kan ek in my hart dankbaar wees, bly wees vir my kinders, dat hulle 'n beter lewe het oor see. Aan die een hand. Op die een donkie ry ek met dankbaarheid, dat hulle 'n beter lewe het, maar op die ander hand, op die ander donkie, kan ek in my hart baie hartseer wees, dat ek weg is van hulle. En ons kan hulle bymekaar hou. Dit kan beteken, my hart kan partykeer breek vir mense wat swaar kry. En ek kan regtig in my hart voel, ek wil hulle help soos wat ek kan, maar ek kan nog steeds by die straathoek, as daar 'n bedelaar is wat vir iets vra, vir hom sê nee, ek gaan op 'n ander manier gee. Dit kan beteken dat jy sê, maar ek wil 'n vredemaker wees. Jesus sê ons moet vredemakers wees. Welgeluksalig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, ook Matteus, né? As jy daai gedeelte onthou in Matteus 5. Vredemakers is great. So ek wil 'n vredemaker wees, maar partykeer kan ek ook sê, maar nou staan ek op vir wat reg is. Nou gaan ek kwaad raak, want daar's dinge ook waarvoor Jesus kwaad geword het. En ek dink dis die uitdaging waarmee ons sit vandag. Ons moet kan raak sien hoe ons op verskillende fasette in Jesus se voetspore kan en moet volg. As jy iemand is wat vinnig op jou perdjie spring en kwaad raak, wil ek sê wonderlik, ek het vir jou wonderlike voorbeelde van hoe Jesus kwaad geraak het. Maar dan word jy kwaad soos wat Jesus kwaad geword het en waarvoor Jesus kwaad geraak het. Ons raak kwaad vir baie dinge, maar ons raak min kwaad vir die dinge waarvoor Jesus kwaad geraak het. En as jy wil vrede maak en jy wil barmhartigheid gaan uitdeel, dis reg, maar deel dit uit op dieselfde manier met dieselfde ingesteldheid as Jesus. Want baie mense sal nou sê, okay, dit beteken ek hoef nou nie net een persoon te wees nie, ek kan verskillende maniere van my persoonlikheid uitleef. Great. So ek werk vrek hard. So dit beteken as ek hard werk en by die werk alles insit om vir my gesin te sorg, dit beteken dat ek kan môre aand kan ek myself heeltemal buite my bloedgroep uit simpel drink en my vrou verneek en mislik wees met my kinders en ons geld gaan uitdobbel. Ja, maar dis maar net 'n ander weergawe van myself. Nee, dan ry jy nie op 2 donkies nie. Dan ry jy op 'n donkie en 'n zebra. Want ons vind ons identiteit in Jesus. So jy is welkom om te wees wie jy is. Met al die verskillende persoonlikheid uitlaatplekke wat jy het. Maar onthou, wie jy is word bepaal deur Jesus Christus. En Jesus is vir ons die voorbeeld. My gunsteling animasiefliek, ek het so rukkie terug die vervolg daarvan gekyk, is Inside Out. Ek weet nie of julle dit al gekyk het nie. En dit was een van die belangrikste dinge wat ek in my eie lewe kon leer. Toe ek hierdie animasiefliek gekyk het, het ek my besef hulle het dit so raak gevat. Want wat bring innerlike vrede? Wat bring innerlike vreugde? Dit is as jy vrede maak met wie jy is en te verstaan, partykeer is daar verskillende kleure aan jou persoonlikheid. Dit hoef nie net bly of hartseer te wees nie. Partykeer kom blydskap en hartseer by mekaar.
En dit is wanneer jy jouself op hierdie manier kan uitleef, waar jy regtig kan leef, soos wat Jesus ook wil hê. Maar maak seker, wanneer jy jou lewe so leef, dat jy sal fokus om nie een van die skare te wees, wat net skree en net een aspek sien nie. Dat jy nie net een aspek van Jesus se bediening sien nie, maar dat jy die volle prentjie sien. Sodat jy, soos Matteus kan sien, iets meer is hier aan die gang. Mag dit wees hoe jy ook Paastyd inbeweeg. In hierdie laaste paar dae van lydenstyd gaan ons instap saam as gelowiges en ons gaan infokus op Jesus Christus se kruisdood. Mag jy in die volle spektrum van die mosaïek van die betekenis van Jesus se lyding inkruip. Mag jy vertroosting daardeur beleef, maar dan terselfdertyd ook beleef hoe die Here opstaan en jou roep tot 'n nuwe lewe. Mag dit vir jou ook so wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons kan hoor dat daar 'n groot spektrum is van dinge wat ons kan doen en wat ons kan beleef en ook wie U is. Dankie dat U nie net een prentjie vir ons gee van Jesus nie, maar dat ons regtig kan sien daar soveel fasette. Dankie dat ons deur die oë van Matteus vandag na hierdie teks kon kyk en net kon sien hoe U 'n God is wat oorwin, wat koning is, maar wat dit op 'n ander manier, 'n onverwagse, verrassende manier doen en vir ons bring. Help ons om daaraan vas te hou en ook ons eie lewens daarvolgens in te rig. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Ek hoop dit is 'n goeie geseënde Sondag vir julle almal. Lekker dag. Totsiens.